Baie welkom vir elkeen wat hier is. Lodewijk, ek dink dan gaan ons vir jou sommer aan die woord stel. Baie dankie dat jy vanaand vir ons voorgaan hierso. Ek sien baie uit na wat jy vanaand vir ons gaan sê. Dankie Leon, groot waardering vir die uitnodiging en vir die geleentheid om ook hier saam met julle te kan kuier vanaand. Ek het so 'n bietjie van 'n stem met 'n oorinfeksie wat so druk, so verskoon as die stem so hier en daar bietjie val. So as jy sukkel om te hoor, vra maar net asseblief aan, herhaal ek graag weer. Ek gaan vanaand ons tema waar ons praat is natuurlik oor geweld. En ons vat 'n bietjie die gesprek verder oor hermeneutiek wat Marius en Nina reeds begin het. En ek gaan eintlik redelik aansluit by wat hulle klaar gesê het. En ons gaan bietjie net meer kyk na 'n spesifieke voorbeeld van 'n soort hermeneutiek wat ons baie keer mee worstel. En dit is natuurlik hoe om oor geweld te praat en veral wanneer dit kom by geweldstekste binne in die Bybel. So ek gaan so stil staan by een voorbeeld uit die Psalms onder andere en dan kan ons ook 'n bietjie saamgesels. Ek gaan nie poog om nou julle vir 2 ure besig te hou nie. Want ek gaan nie probeer om alles te herhaal wat Marius en Nina reeds gesê het nie. So kom ons kyk hoe ons gaan verder gaan en ek gaan op 'n stadium as ek nou begin sommer dat ek my krag PowerPoint gaan opsit vir julle. Nou gaan ek my kamera sommer afsit. Sorry. Dit ook sorry. Goed. Dis 100%. Ja, ek hoop julle sien dit mooi duidelik. Sorry. Nou gaan ek net is my kameraatjie af, nee. Ek dink so. Seker nie. Ag, maak nie saak nie. Goed, kom ons kon verder solank julle mooi kan sien, die PowerPoint mooi kan sien, dan is ek gelukkig. So ek gedink om eers waarom te begin, is dalk 'n goeie plek, is net om bietjie te kyk wat is die literatuur wat beskikbaar is op die oomblik oor hierdie tema van geweld en spesifiek ook oor hermeneutiek van geweld. Marius en Nina het al klaar 'n klomp literatuur op die tafel gesit en ek weet ons het partykeer 'n groot behoefte aan nuwe bronne om te lees en hier is 'n paar van die nuutste bronne, soos 'n hele paar, maar ek dink dat dit is so 'n belangrike tema wat die laaste ruk nou weer baie oor gepraat word, veral na aanleiding natuurlik van alles wat in die wêreld op die oomblik aan die gang is, met al die konflikte tussen lande en al hierdie gesprekke. So van die bekender en van die ouer literatuur ook onder andere is die van Susan met War in the Hebrew Bible. Ek het nie al die tekste wat spesifiek op oorlog gaan nou hier kom haal nie. Ek het meer op boeke gefokus wat op geweld gaan, maar sy het wat vir my belangrik is van haar boekie is dat sy praat spesifiek oor 'n etiek en ek dink dis die etiek wat vir my uitstaan in haar volume. As mens die boek sou wou lees, dan oor rituele kan jy 'n bietjie kyk by Saul Holland. En dan Redeeming Violent Verses van Seibert is 'n nuwe boek wat op die mark is. Hy is nou so 2 of wat jaar op die mark en ek moet sê ek het dit nogal 'n baie oulike boek en is 'n baie praktiese boek. Ek het hier reg langs my om die waarheid te sê, 'n baie praktiese boek wanneer dit kom oor prediking en geweldstekste en spesifiek fokus hy nogal interessant ook hoe om te preek vir kinders en so voort. So dit is nogal goed om van kennis te neem. Dan het in die laaste ruk baie tekste uitgekom oor spesifieke temas op geweld, wat vanuit spesifieke oogpunte geweld bestudeer en daar kan jy hulle een volume sien by TT en Clark oor geweld in vroue en kinders. Dan die estetika van geweld, die vraag wat ook 'n nuwe publikasie is God 'n monster? In the beginning was the state, wat bietjie meer oor die geskiedenis van die oorloë en goeters interpreteer. En dan 'n bietjie ouer volume van interpretation wat violence in scripture is, wat ook nog goed op die mark is wat om van kennis te neem. En hier is 'n paar addisionele volumes. Ek het die kragpunt of die PowerPoint vir Leon aangestuur, soos iemand na die tyd om graag wil hê, kan julle hom net kontak as julle hierdie name van hierdie boeke soek. Ek gaan nie by hierdie vreeslik stil staan nou nie.
Dan 'n paar volumes wat ek dink baie belangrik is hierdie enetjie van Wrestling with the Violence of God. Hy's al 'n paar jaar uit, maar wat hom 'n kosbare bydrae maak is hy vat bepaalde Bybelboeke en dan vat hy spesifiek van elkeen van hulle en vra oor wat is die hermeneutiese vraag van geweld in elkeen van hulle. Dan Seibert is 'n baie goeie volume op die tema van geweld, The Violence of Scripture. As jy hom in die hande kan kry, ek volg hom nogal ook baie sterk en sal hom baie sterk aanbeveel. Dan een van die ouer volumes is Dark God van Thomas Romer. Thomas is nou juis hier so in Suid-Afrika hierdie week en kuier by ons daar by die Universiteit van Pretoria. Hierdie boekie van hom het hy al 'n ruk terug uitgebring, maar nog steeds niet so goed. Dan 'n klomp nuwe volumes wat nou op die mark is deur Helen Painter. Nou Helen Painter is daar by Bristol, by Bristol College of Trinity in Engeland. En sy is deel van die Center of the Study of Biblical Violence. Nou hulle bring as 'n groep gereeld boeke en volumes uit. Ek het self van hierdie volumes ook deelgeneem. So julle kan sien daar's nog 'n hele paar ander wat ek nie eers nou gelys het hierso nie. En dan 'n baie goeie volume dink ek is hierdie ene is 'n Hermeneutics of Violence van Mark en hy gaan en ek gaan spesifiek vanaand onder andere ook 'n bietjie van sy gedagtes gebruik. Maar wat hy doen is ook hy fokus op 4 beginsels van hermeneutiese geweld en dan hoe hy dan in gesprek gaan met elkeen van hulle veral vanuit 'n persoonlike oogpunt van geweld wat hy in sy eie lewe ook beleef het. Goed, en dan so laaste paartjies is ook Confronting Old Testament Controversies van Longman, wat 'n redelike nuwe volume is, en Interpreting Violence is ook weer 'n hermeneutiese volume wat onlangs uitgekom het, en dan het in die Ou Testament reeks by Brill het hierdie geredigeerde weergawe van Jacques van Ruyten uitgekom so rukkie terug, ook met 'n klomp goeie artikels in spesifiek op die Psalms het Lawrence 'n baie goeie artikel daar binne ingeskryf wat ek ook nogal sterk sou aanbeveel. En dan ook enetjie wat nogal lekker is vir prediking is Portraying Violence in the Hebrew Bible, daar van Minshele sou ook lees. En dan so laaste paar is Encountering Violence in the Bible, wat hier Ziegler uitgekom het, en dan The Hero and the War, wat spesifiek oor geweldstekste teenoor vroue praat, en dan Hans Asloo, wat daar so by in België is, het hierdie boekie van geweld geskryf ook, en dan 'n ou volume, deur Erich Zenner, wat nou al 'n rukkie terug oorlede is, maar weet julle, hierdie boekie is so 'n kosbare volume, as jy hom ooit in die hande kry, moet jy hom soos goud bewaar, A God of Vengeance, Understanding the Psalms of Divine Wrath, is regtig waar, wat hy bietjie met die vloekpsalms in gesprek tree. Ek volg nogal die gedagte van Erich Zenner, wanneer mens baie keer oor die geweldstekste praat in die psalms. Hy praat, julle sal weet, hulle noem dit die vloekpsalms of die imprecatory psalms, maar hy praat van emosionele psalms, emotional lament. So, en ek hou nogal van die gedagte, dat dit is regtig emosionele klaag, emosionele lament. So daai volume sou ek ook nogal sterk aanbeveel. So kom ons begin. En wat ek wil begin by is vanaand is die eerste vraagie is oor as mense praat oor geweld is wat maak mense met geweldstekste? Nou tipies is wat ek agterkom is as mens baie keer van die boeke en die materiaal lees is hulle gooi dit eenvoudig weg. Ek sien dit as jy nogal van die ouer psalmkommentare lees, sal jy byvoorbeeld as jy Psalm 139 opsoek, dan sal jy sien hulle gooi die laaste verse, daai laaste verse wat die vloekgedeelte is, gooi hulle partykeer heeltemal uit. En hulle lewer nie eers kommentaar daarop nie, en hulle sê nee, eenvoudig, dit is 'n latere byvoeging, so dis nie deel van die oorspronklike psalm nie. So, dit is hoe baie mense met geweld omgaan, om dit te probeer verstaan, of om dit net eenvoudig te ignoreer. Is hulle gooi dit net weg, of hulle lees dit net glad nie. Hulle lees oor dit en maak asof hulle dit nie sien nie. Ons sien dit baie keer in die kerkjaartekste, word dit eenvoudig net nie gelees nie en geïgnoreer. En dis eintlik 'n groot jammerte, want dit is kosbare tekste wat geïgnoreer word in die Bybel. Dan natuurlik 'n baie tipiese manier van hoe hierdie tekste benader word, is dat eenvoudig al gesê word, goed, ons lees vanuit die Nuwe Testament perspektief, en ons lees deur die bril van Jesus.
So ons sit Jesus as ons eksegetiese lens op en ons interpreteer hierdie tekste vanuit die kruisverhaal en so aan. Natuurlik is dit heeltemal 'n geldige manier om dit ook te benader deur, maar weer 'n keer dink ek dat jy verloor ietsie van die teks self, veral as jy terugbeweeg na Ou Testament tekste toe en jy probeer iets van daai teks in sy oorspronklike tyd en konteks verstaan en jy spring direk na die Nuwe Testament toe, dan verloor jy ietsie. Ek is nogal 'n groot aanhanger van Dietrich Bonhoeffer wat op 'n stadium gesê het in een van sy boeke dat mens moet die Ou Testament of die Nuwe Testament lees vanuit die lig van die Ou Testament. En ek dink baie mense lees dit andersom. Hulle probeer die Ou Testament lees vanuit die lig van die Nuwe Testament, maar ek dink dit moet andersom wees. Slegs as jy 'n bietjie die Ou Testament ken en verstaan, dat dit wat in die Nuwe Testament is werklik lig kry. So kom ons hou dit dalk as 'n merker so in die agterkop op partykeer. Dan is dit 'n baie populêre manier en ek dink in meeste van die boeke wat jy deesdae raakloop wat oor geweld gaan jy sien is dat die tipiese manier wat mense maak om met hierdie tekste om te gaan is hulle sê kom ons lees dit vanuit die Bybel in geheel. So ons vat die hele kanon en ons interpreteer dan hierdie tekste binne die groot verhaal. En op so 'n manier probeer hulle dat dan die tekste regverdig of hulle probeer dit eintlik versag. Maar dit is op die ouene al wat hulle doen. Hulle probeer die teks regverdig en hulle probeer die teks versag. Met ander woorde, hulle doen nog steeds nie werklik moeite met die teks nie. So ek is voorstander vir die laaste een ook in 'n mate dat ek dink ja, in die groot verhaal, maar onthou wat het Marius gesê dat ons moet met die teks in dialoog gaan en dit is presies waar ek wil hê ons na toe moet ook beweeg is dat ons moet beweeg om in 'n dialoog met hierdie tekste te gaan. Goed. Ek het hierdie aanhaling as ons nou gesê het wat mense doen en ons sê mense gooi weg en hulle ignoreer die tekste, het ek hierdie aanhaling van Ellen Davis en sy skryf, ek hoop nou maar my vertaling hier is nie te sleg nie, sy sê geen Bybelteks kan met veiligheid verwerp word as 'n potensiële bron van opbouing vir die kerk nie. Wanneer ons dink dat ons die punt van geen of nul opbouing bereik het, met ander woorde dat ons voel ons het nou niks meer om uit die teks uit te put nie, dan dui daardie persepsie daarop dat ons nie diep genoeg lees nie. Ons het nie die laag van die teks met voldoende sorg ondersoek nie. En ek voel dit is my kritiek deur baie van hierdie benaderings van hoe hierdie tekste van geweld benader word, is dat ons eenvoudig probeer om dit regverdig en of daarmee weg te doen. Met die gevolg is ons probeer nie diep genoeg lees nie, ons probeer nie met die teks worstel en lank met dit loop en ondersoek nie. Sy gaan verder om te sê, interpretiewe liefdadigheid beteken nie medelee nie, maar eerder iets meer soos vrygewigheid en geduld teenoor die teks. Liefdadigheidslees, dis haar benadering, vereis aansienlike moeite. Soos hy praat van om regtig met liefde met die teks om te gaan en met dit moet tyd te spandeer. En sy sê dit is makliker om van die problematiese tekste ontslae te raak. Diegene wat 'n teks as godsdienstig gesaghebbend beskou, is bereid om daardie poging te volhou, omdat hulle sien dat die teks in 'n sekere sin as 'n geskenk van God na hulle toe kom. Nou, vir my is dit ook so, dis die woord van die Here, as ons nou praat hier in 'n kerklike konteks, en ons is besig om te sê hoe ook hierdie tekste vir ons in die bediening aangebied en gebied word, en ons dit gebruik ook in die gemeente, dan is dit absoluut 'n geskenk van die Here, die woord, en vir my voel dit, ons moet dan moeite doen met 'n teks. Ons kan nie dan selektief raak en sekere tekste net eenvoudig weggooi of nie wil lees nie. Ek het op, wel besig was om voor te berei op hierdie kunswerk afgekom. Hy is op die oomblik daar in Israel in die museum, in die Jerusalem museum. En deur Angelus Novus is die skildery se naam, of die prent se naam, is 'n engel wat hy geteken het, Paul Klee. En hy kom te sê geweld is normaal deur hierdie prent. Nou, hoe Walter Benjamin, een van die teoloë, hierdie prent interpreteer, nou kyk net eers gou so vir 'n sekond na die engel. Jy sal nou sien sy vlerke is in 'n oplig bewegende posisie, reg om te beweeg, sy voete soort van op aandag. Die oë is baie gefokus, jy kan sien dit kyk na iets spesifieks.
En dan kom Benjamin en hy sê, "We see an angel looking as though he is about to move away from something. He is fixedly contemplating. His eyes are staring, his mouth is open, his wings are spread. This is how one picture the angel of history. His face is turned toward the past, where we perceive a chain of events. He sees one single catastrophe which keeps piling wreckage upon wreckage and hurls it in front of his feet. The pile of debris before him grows skyward. The storm is what we call progress." En dit het vir my net weer 'n bietjie geruk toe ek hierdie woorde lees, om te besef hoe normaal geweld eintlik in ons eie lewens geword het. En hoe dit net eintlik ophoop en deel word van ons lewens, en op 'n manier moet ons dit daarmee iets in gesprek kan gaan, en ook op 'n manier met dit kan praat en verder kan praat. En hierdie beeld van die engel wat so op aandag staan en regmaak met hierdie geskiedenis wat so ophoop by sy voete, is vir my 'n wonderlike beeld om vir ons te herinner dat alhoewel ons besig is met geweld eintlik nie vir ons 'n vreemde ding is nie. En hier in Suid-Afrika nog meer is dit definitief nie 'n vreemde ding nie. As ons na ons eie land se statistieke kyk wanneer dit kom by geweld. So geweld, in die eerste punt, as ons praat oor geweld, ek dink ons kan vir onsself sê, geweld is normaal. Ons erken dalk hierdie beskrywing van die rampe van die geskiedenis wat op ons voete ophoop, as ek dit hierso op die skerm sit, en vir die skrywers en karakters van die Ou Testament, hoewel baie van daardie rampe nog nie plaasgevind het nie, is die beginsel baie dieselfde. Geweld word in elke beskawing gevind, of dit nou politiek filosofies praat daaroor, of hoe ook al. Misdaad en geweld is deel van ons lewens, en ons moet op 'n manier daarmee omgaan. So, nou, as ons praat oor die Ou Testament, lyk dit vir my een van die groot probleme, as ons nou sê mense doen weg met die teks, of mense is bang om met die teks om te gaan, is dat daar is 'n spesifieke rede daarvoor. En ek dink dit gaan oor die nalatenskap van die geskiedenisinterpretasie, of die resepsie van hoe hierdie tekste oor die jare geïnterpreteer is. En ek dink een van die, en hierso het ek 'n paar net so vinnig gelys, oor tipies van die groot maniere, of die tipiese maniere hoe van hierdie tekste aangewend word, om oorlog en geweldstekste, om bepaalde kontekste te regverdig en so aan. Natuurlik is ons almal bekend met oorlogregverdiging. Ek dink ons sien dit nou weer, hoe baie mense op sosiale media bepaalde Bybeltekste uitlig en uithaal om te sê dat hierdie oorlog of daardie oorlog geregverdig is, en kyk, God kies kant, en hierdie volk is belangriker as daardie volk, en so word tekste nou weer gebruik en profeseë aangehaal, of geweldsprofeseë om aan te wys, ja, sien, al hierdie geweld kom om 'n bepaalde tydfase aan te dui, wat nou weer op pad is, en dan moet almal nou weer wakker skrik en vinnig tot bekering kom, sodat hulle daarom gereed is. Dan natuurlik is baie van hierdie tekste ook aangewend vir kolonialisme, sies toch? En ons weet die nalatenskap daarvan in ons eie land, hoe moet ons nou worstel ook daarmee, en natuurlik ook nie net kolonialisme nie, maar ook in apartheidstekste en so aan. Natuurlik 'n groot gesprek wat nog deur baie mense gevoer word in baie dele van die wêreld, veral in Asië, en die is slawerny. En ons kan praat nie net van slawerny aan onderdrukking nie, maar ook in slawerny aan tipies as ons praat van human trafficking en al daardie tipe van misdade en geweldsmisdade. Geweld teen vroue wat aangemoedig is. Baie van die tekste regverdig geweld om jou vrou op haar plek te sit. Ons daardie stellings hoor. Kinders wat benadeel word of kinders wat gestraf word. Natuurlik bepaalde gemeenskappe wat oor geslags en rasvoorkeure wat veroordeel word, en dan natuurlik ook een groot punt, en ek hou het om juist hier aan die einde gesit, is dat ek dink die karakter van God was baie aangeval deur al die jare van herinterpretasie en resepsie van hierdie tekste, waar God uitgebeeld word as hierdie wrede, gewelddadige God. En ons ken almal die uitlatings natuurlik wat daar gesê word, ja, nee, maar die God van die Ou Testament en die God van die Nuwe Testament is twee verskillende gode.
Hulle kom nie eens by mekaar uit wanneer dit kom oor geweld nie. Mense sê hulle kan eenvoudig net nie versoen met die God van die Ou Testament byvoorbeeld nie. So daai wys hoe die karakter van God al deur die jare vreeslik aangetast is. So vir my is daar 'n paar rooi ligte wat ons vir onsself dalk net gou net so in die agteroor moet vaspunt. En die eerste een is dit lyk vir my dis 'n groot rooi lig na alles wat ons sover gesê het om te sê dat ons kry definitief passiewe lesers. Mense wat eenvoudig die teks lees, maar wat nie moeite doen met die teks nie. Wat nie probeer om te verstaan waaroor die teks gaan of handel nie, wat is die konteks van die teks nie, en definitief nie in daai dialoog in die gesprek gaan met die teks, soos wat Marius en Nina ook vir ons verder gewys het die vorige 2 weke nie. En dit is 'n groot gevaar, want nou begin jy 'n Bybel binne 'n Bybel kry, en jy kry 'n Bybel wat jy net in sekere uit sekere hoeke uitlees, en dit maak ook dat mense 'n skewe beeld kry van wat die woord vir mens leer. Goed, dan 'n groot rooi lig vir my is godsbeeld. Hoe lyk 'n persoon se godsbeeld? En ek dink wanneer mense oor geweld praat en oor 'n paar goed praat oor geweld en straf en goed byvoorbeeld, kan mens baie vinnig agterkom hoe lyk 'n persoon se godsbeeld? Is jou godsbeeld 'n God van straf en heeltyd mense wil seermaak? Is daar die ou grysaard wat op 'n troon sit? Dan begin jy vinnig agterkom hoe mense dink oor God. En wanneer dit kom by geweld ook, sal hulle sê dat God kies 'n bepaalde kant. En jy kan ook sien byvoorbeeld in die pandemie tydperk hoe mense vinnig gesê ja nee, maar goed, sien dit is hoe die pandemie het gekom, want God straf nou vir al die misdade en slegthede van die mense, en die Here reinig nou weer die wêreld en so voort. Dis 'n bepaalde godsbeeld. En as dit jou godsbeeld is wanneer jy geweldstekste lees, dan is dit 'n groot rooi lig. Die ander probleem wat ontstaan met godsbeeld is, en dis die tweede punt oor dit, is dat dit maak dat mense met God omgaan, oor daai laaste punt wat ons met die vorige enetjie gehad het, oor die karakter van God, en haal net 'n bepaalde punt van God se karakter aan. Hulle gebruik een teksie om 'n karakterafleiding van God te maak, en dan is dit die hele prent van God, en dit is nou hoe God is. Dis ook 'n verwronge godsbeeld wat mense begin vorm en vir hulle self skep wanneer hulle besig is met baie keer met hierdie tekste. Dit is soos om my vir die eerste keer te ontmoet, en omdat ek gestruikel het nou, assosieer die persoon maar as 'n lomp persoon vir die res van my lewe. Dit is een ding wat gebeur, en nou word 'n persoon daaraan geëtikeer. En dis dieselfde wat baie keer met God gebeur, wanneer ons besig is met hierdie tekste. So 'n verwronge godsbeeld is 'n definitiewe rooi lig. So wat het ons sover gehoor? Ek dink ons hoor hoe mense met die teks in die verlede omgegaan het. Ons hoor die skade van interpretasie, hoe baie keer deur die eeue bepaalde maniere van interpretasie en oortuigings oor geweldstekste skade gedoen het in die samelewing. En ek dink as ons ook hoor dat in ons eie lewens is geweld nie 'n vreemde ding nie, dan kan ons nie weghardloop nie. Maar ons moet ook in dieselfde asem vir onsself sê, as ons besig is met die teks, en ons is besig met hermeneutiek, en ons praat van 'n goeie hermeneutiek vir hierdie tyd, waar ons mee besig is met hierdie lesings en so aan, dan moet ons ook van ons vra, wat is die rooi ligte, die gevaarligte, wanneer ons besig is, en daarvoor dink ek 'n passiewe leser, ek wil dit amper 'n lei leser noem, maar ek weet nie of dit dalk die regte woord is, dalk is dit 'n gevaarlike een, maar en 'n godsbeeld wat verwronge is vir my definitief 'n rooi lig. So, kom ons gaan dan verder, en nou vra ons vir onsself net, hoe lyk geweld in tekste baie maal, en geweld neem natuurlik 'n paar aantal forme aan, en geweld het nie een enkele definisie nie, aangesien geweld 'n komplekse term is, en baie forme kan aanneem. Dit is gevaarlik ook om 'n eng definisie te hê. Ek het daar 'n eng definisie probeer neerskryf om iets soort van 'n voorbeeld te maak, maar ek dink dit is eintlik 'n
dis ook nie regverdig teenoor die definisie van geweld nie, of oor die woord geweld, om 'n definisie so te formuleer nie, want daar is soveel verskillende velde van waaruit geweld bestudeer kan word, en maar ek dink as ons 'n eng definisie moet probeer, dan moet ons ten minste sê, dit het te doen met die fisiese, dit het te doen met die psigologiese, dit het te doen met die emosionele. Dit is nie net geweld teenoor mense natuurlik nie, maar ook geweld teenoor die natuur en op verskillende maniere. So, dit is ook nie noodwendig gerig teen net 'n persoon nie, dit kan gerig wees teen 'n volk. Ons sien dit nou in die oorlog, wat in die noorde gebeur, dat geweld wat teen 'n spesifieke nasie of 'n groep gerig word, en natuurlik kan dit op baie maniere word geweld gemotiveer of aangehits deur verskillende agendas en verskillende redes. En mens moet ook besef dat een van daardie is natuurlik dat geweld ook baie keer aangehits word deur 'n bepaalde geloof, en dat daar ook geloofsgeweld is, en ongelukkig is dit iets wat mens ook dan nou as deel van daardie definisie in ag moet neem. OK. Net so 'n slukkie water vat. Geweld is dikwels 'n kommunitiewe daad. Met ander woorde, en ek dink dit is presies waarop ons gaan verder gaan. Hierdie is die punt wat ek eintlik wil uitlig ook wanneer ons gaan verder gaan, wanneer ons praat oor dialoog met geweld, maar geweld kommunikeer. Geweld gebeur nie net iets, is nie net 'n leë handeling nie. Daar is altyd iets agter geweld. En daarom moet mens versigtig wees en hoor wat geweld kommunikeer, en sodat mens kan agterkom wat is dit spesifiek, wat is die retoriek wat verkondig word, wat is die boodskap wat oorgedra word, of bepaal wil word deur die aksie van die geweld. En dit is natuurlik oor of dit nou in die huis gebeur, en of dit nou seksuele geweld is, of oorlogsmisdaad geweld is, of wat ook al. Daar sal altyd een of ander vorm van kommunikasie wees, in die sin van wat die teks of die daad vir mens probeer verduidelik wat is agter dit. Geweld word deur mites onderhou. Ek dink dis 'n belangrike een, en dit gaan eintlik oor die ideologie. Baie keer is daar ou ideologieë, en daardie ou ideologieë word mites, en daardie mites word in stand gehou. En ek dink ons sien dit vandag in baie van die oorloë, is dat daardie bepaalde ideologieë word nog steeds gebruik en gemotiveer hoekom geweld geregverdig kan word, en dit val terug weer na die retoriek wat agter dit lê, oor wat wil gekommunikeer word, of iemand wil verneder wil word, of iemand vernietig wil word. Dit is baie gevaarlik, maar ek dink wat mens wel kan besef is dat geweld partykeer 'n baie lang pad loop, en nie net vinnig tot stand kom nie, dit ook natuurlik, maar daar lê baie lang geskiedenis baie keer, en veral agter die Bybeltekste is daar 'n lang verhaal wat in ag geneem moet word, wanneer mens oor geweld praat of lees, voordat mens sommer net 'n afleiding kan maak van wat word daar gesê. Ons moet aandag gee aan die taal van geweld. Die taal wat gebruik word om dade van geweld te beskryf kan self 'n wapen wees. En ons het nou ook het ek dit uitgelig toe ek gepraat het so oor 'n eng definisie, dat die taal self baie keer meer skade kan doen van geweld. Kyk net byvoorbeeld in sosiale media op die oomblik, daar is 'n bepaalde oorlog wat gebeur. Nou kom mense en hulle gebruik hulle woorde en hulle lewer kommentaar oor daardie geweld, maar in daardie gesprekke is daar nuwe geweld wat plaasvind. Mense word verder geteiken, of mense word afgejak, of mense word oor gepraat, en so word die taal nog verder uitgebrei en dra dit eintlik by tot die reeds bestaande fisiese geweld, wat dalk op 'n heel ander plek is, en so word dit 'n vreeslike toksiese ruimte. En ons praat nog nie eers van emosionele of wanneer verbale geweld wat teenoor 'n man of 'n vrou wat mekaar sleg sê, of 'n persoon wat teenoor mekaar sleg praat nie. Dit is 'n eenvoudige definisie daarvan, maar net eenvoudig te kyk hoe word taal op die oomblik gebruik binne in groter gesprekke. Ons kan kyk in ons eie land ook oor politiek en oor geweld, hoe vinnig lewer ons kommentaar, en hoe maklik daardie taal ook bepaalde reaksie toon.
En daardie reaksie natuurlik ook net weer kan oorgaan na fisiese geweld toe. So wanneer ons besig is met geweld, is die taal vreeslik belangrik. So wat is 'n paar konstruktiewe ek hoor 'n geluid, ek hoop nie dit is vir my nie. Leon, jy sal vir my sê as ek iets gemis het. Ja, alles is reg. Is net mense wat laat aansluit by ons. Okay. Goed. Nou hulle moet maar die opname kyk, hulle om net op te vang, ons hulle weer by ons. Daar's hy. So 'n belangrike vraag is wanneer ons nou al hierdie goed vir onsself genoem het oor hoe om te dink oor geweld, wat is geweld en waarvoor is die goeie wat ons moet uitkyk, is dat ons van onsself ook moet sê wat is konstruktiewe maniere om geweld gewelddadige Bybeltekste te gebruik. Nou ek dink dit is vir ons belangrik want ons moet vir onsself sê dat ons wil ook op 'n manier op 'n bepaalde manier met hierdie tekste omgang in 'n erediens. Ons wil kan preek oor hierdie tekste, ons wil kan praat en daarom moet ons van onsself sê wat is 'n konstruktiewe manier of 'n konstruktiewe hermeneutiese oog wat ons moet gebruik om met hierdie tekste om te gaan. En ek dink een van die eerstes is om te demonstreer waarom geweld so skadelik is. Baie mense word vandag om soveel geweld blootgestel deur films en videospeletjies en romanse, musiek en nuus, 24 uur nuus wat slegte goed die hele tyd vir ons wys. En ons word totaal en al ongevoelig oor hierdie geweld. So wanneer dit gebeur is dit maklik om gevoelloos te raak en daarom is dit goed ook wanneer ons Bybeltekste gebruik en 'n prediker of 'n leraar bepaalde geweldstekste ook al gebruik om nuttig te wees om mense weer sensitief te maak vir geweld en te demonstreer hoe dit skadelik kan wees. So 'n verdere punt is om na maniere te oorweeg hoe om te reageer op geweld. Die Bybel bevat ongelooflike diverse reaksies op geweld en dreigemente van geweld ensovoorts en kan vir ons ook baie leiding daaromtrent gee of baie maniere gee om ten minste daaroor te dink wat nuttig kan wees vir kerkleiers ook om dit ook in die gemeenskap op 'n bepaalde manier te kommunikeer. Natuurlik medelee vir slagoffers van geweld te ontwikkel. Ek dink dit is 'n natuurlike ene veral as ons kyk as ons lees vanuit die Nuwe Testament oogpunt ook, maar nie net vanuit die Nuwe Testament oogpunt nie, ook uit as ons vat soos tekste in Deuteronomium en so aan wat sê ons moet sorg vir mekaar en hoe ons vir mekaar oorgaan en kyk ook hoe die tekste gaan oor hoe met mense met watter geweld geplaas of vind dit versorg moet word ensovoorts. Is daar baie maniere om uit die woord uit ook medelee te toon vir mense wat in geweld ondergaan het. Om oor moeilike onderwerpe te praat, was baie van hierdie verkrachting, is natuurlik een wat altyd baie maklik vermy word, die doodstraf wat verby word, nasionalisme, bloedskande, seksuele mishandelinge ensovoorts en mens kan hierdie lys kan lank oorgaan, maar baie keer vermy ons hierdie temas en dan moet ons weer teruggaan om vir onsself te sê, maar as ons sê geweld is normaal, dan kan ons dit nie ignoreer nie. Dan moet ons daarmee deel gaan. Dit is nie iets wat uitsonderlik is of net hier en daar is nie. Dit is iets wat ons mee konstant gekonfronteer word. Dan moet ons oor hierdie temas kan praat. Om bewustheid van geweld te verhoog en op te tree en op te stop. Om dit te stop is natuurlik belangrik, ook 'n duidelike standpunt en sekere goeders in te neem, om te waarsku teen die gebruik van gewelddadige tekste om skade aan te rig. Dit het ons reeds genoem, en ons het 'n voorbeelde gekyk in die begin van hoe tekste al juis gebruik is om skade aan te rig. En ek wil soveel keer vir jou waarsku. Asseblief voordat jy 'n teks gebruik, om seker te maak dat jy het moeite gedoen met daai teks voordat jy hom net uittrek en moenie die teks gebruik as 'n vinger wys nie, want dit is glad nie die doel van 'n hermeneutiek van geweld nie. Dit is om te hoor wat kommunikeer die geweld sodat dit 'n bepaalde kan hoor wat se boodskap wat vertel word. Dan natuurlik om persoonlike verbindings en toepassings te maak in jou eie lewe, kontekste of situasies wat jy dalk deurgegaan het, is voorbeelde van sulke tekste altyd baie kosbaar, baie hulpvol om te help van hoe om in jou eie lewe
bepaalde kontekste van geweld dalk oor te dink, trauma wat beleef is en spanning wat beleef is en 'n pad daarmee saam te stap. Goed. So dis konstruktiewe maniere om net aan te sê van hoe belangrik dit is ook om hierdie tekste te gebruik. So nou kom ons begin bietjie nou spesifiek fokus oor die tema van hermeneutiek van geweld. Ons het nou lank gepraat oor geweld, maar dit is belangrik om te verstaan waar ons is met dit voordat ons besig raak met die teks, want as ons van daai voorveronderstellings het hoe ons godsbeeld lyk of daai rooi ligte het of bepaalde agendas het, dan gaan hierdie tekste meer skade doen as wat dit goed doen. So vir my is dit belangrik dat ons eers dan daai goeders met mekaar, al daai goed met mekaar gedeel het voordat ons nou regtig bietjie stil staan met 'n tema van geweld. So, hoe benader ons dan nou tekste van geweld? Wel, die eerste een is vir my is dat ons lees aktief eerder as passief. Met ander woorde, ons kan nie die teks ignoreer nie. Ons kan nie oor hom lees nie en ons kan hom nie uithaal uit die Bybel uit nie. Dit beteken dat ons aktief besig moet wees en dit bring ons terug na die eerste week se gesprek wat Marius met ons gedeel het om werklik met daai teks te hoor wat die skrywer gesê het, te hoor wat die lesers gehoor het, te hoor wat die konteks was ensovoorts ensovoorts. Die tweede punt is vra eerder, ek hoor iemand saamgesels. Goed, die tweede punt is, as ons vra van hoe benader ons die teks, is vra eerder as om net te luister. Nou, ek dink dit bring ons terug na 'n goeie eksegeet toe, is om heeltyd vrae te vra oor daardie bepaalde teks, en wanneer ons besig is om aktief te lees, dan gaan ons vrae begin vra. En dit bring ons by die volgende een, is dat dit is baie, baie belangrik om te besef, dat wanneer jy gaan begin vra, jy nie net mooi, soet en lekker ryk antwoorde gaan kry nie, maar dat jy gaan moeilike antwoorde dalk kry, of moeilike gedeeltes kry om mee te worstel. En dan weer 'n keer, moet mens baie mooi luister, baie mooi praat, saam met die teks, en baie mooi praat saam oor geweld, en ons gaan nou daarby stil staan. Maar jy kan dit eties kritiseer, eerder as om net 'n gewelddadige teks onkrities goed te keer. Jy kan ook iets kritiseer. Onthou, ons is nie passiewe lesers nie, ons is aktiewe lesers. So ons mag deelneem, en as ons besig is daar sekere goed wat ons vir onsself kan vra, eties, is hierdie eties reg? As ons praat oor slawerny, as ons praat oor bepaalde temas, en dan mag ons dit kritiseer. En onthou, ons leef in 'n tydperk ver weg van wanneer daai tekste ontstaan het. En dit is een van die groot bydraes wat Lawrence gemaak het in daardie volume van Bril wat ek vir julle gewys het, is dat hy herinner ons dat ons moet baie versigtig wees om ons moderne definisies van geweld in te lees in definisies van geweld in die antieke wêreld. En alleen hoe ons gaan weet wanneer ons besig is met wat 'n definisie is wanneer ons besig is om te weet as ons subjektiwiteit ook daaromtrent herken, maar ook besig is om ernstige vrae oor die teks te vra en diep te lees. Want anderster gaan ons maklik oppervlakkig lees, oppervlakkig kritiseer met dalk 'n moderne vertrekpunt, en dan gaan mens sommer net losweg afleidings maak en opmerkings maak oor die teks. En dit is dan wanneer jy uitloop op wanneer ons sê die karakter van God word beskadig deur die teks, of 'n teks word aangebruik om 'n bepaalde oorlog te regverdig of so voort. Asseblief weer 'n keer aktief lees, vrae te vra, maar eties te kritiseer, maar ook eties kritiseer en te weet en te wees met watter konteks is jy besig, en met watter definisie van geweld is jy ook dan nou besig. So, hoe lyk 'n hermeneutiek van geweld? Dis 'n dialoog om in dialoog te tree saam met geweld. So,
vir my, dit beteken nie dat die navorser of die leser of die leraar wat ook al besig is met die teks self gewelddadig of spesifiek net laat ek nou net my sin nou weer reg kry. Dit beteken dat jy direk in gesprek tree met die teks. Dit beteken spesifiek dat dit nie die navorser self gewelddadig moet optree of woorde met geweld moet vervang nie. Die navorser moet nie kom en sy eie woorde soek nie. Hy moet hoor wat is die teks besig om met hom te praat. Dit beteken ook nie om oor geweld of van geweld te praat op 'n afstandelike en 'n beskrywende manier nie. Dit is net so gevaarlik wanneer jy besig is om oor geweld te praat. In plaas daarvan beteken dit om in dialoog te tree saam met geweld en dit is waar die opskrif hier kom om te kyk hoe die geweld self praat, hoe dit sigself wys, hoe dit sin maak buite die gewone kategorieë wat ons daarin heg. Waarom praat ons dan nie net oor geweld nie? Wel, geweld is kompleks en ontwykend. Dit kan nie volledig vasgevang word in bestaande definisies of verduidelikings nie, soos ons reeds gesê het. En as ons net probeer beskryf of definieer, verloor ons daardie dimensies waar geweld ontsnap of nuwe forme aanneem. So daarom is dit belangrik om in 'n dialogiese benadering te gaan om saam met die ontwykendheid van geweld te beweeg, eerder as om dit finaal te probeer vaspen noodwendig. Dialogies beteken dit is 'n gesprek. Dis nie net met ander mense nie, maar met die verskillende maniere waarop die geweld sigself geopenbaar word. Geweld word as 'n stem gesien. Dis iets wat self praat en betekenis dra. En so word geweld nie net 'n slothoofstuk van 'n politieke, sosiale of ekonomiese vraag nie, maar dit kry 'n duidelike epistologiese status. Met ander woorde, dit word vir ons 'n bron van kennis en verstaan. So vir my om in 'n dialoog te gaan is 'n uitnodiging om te hoor en in gesprek te tree met die teks, sodat mens kan hoor die stem wat uitkom in daardie geweld. Wat is die stem wat gedeel word vanuit die geweldsteks? En dit vat moeite, sodat mens kan hoor en kan op die punt kan kom dat mens ietsie daar kan verstaan van wat dit is. So wat is die hermeneutiek van geweld? As ons praat van hermeneutiek as 'n interpretatiewe benadering wat vra hoe verskyn dinge aan ons en wat word gesê en wat bly ongesê, dan gaan dit nie oor vaste of absolute definisies nie, maar oor 'n voortdurende herinterpretasie. En julle sal onthou wat Marius ook daaroor gesê het van tekste, dade en gebeure. Hermeneutiek van geweld beteken dus om die reeds bestaande tekste en teorieë oor geweld te neem en dit opnuut te herinterpreteer, om patrone en betekenisse wat voorheen verborge was uit te lig. So, hoekom is dit dan vir ons belangrik? Dit laat ons toe om nie net geweld as 'n feit of 'n probleem te hanteer nie, maar om te kyk hoe geweld self betekenis skep en ook transformeer. Hoe dit ook verander, want uit geweldstekste word baie keer groei aangeduig of gebeur daar iets wat ook verloop aandui. Dit help om die mimetiese nabootsende of die transformerende kragte van geweld raak te sien en hoe dit herhaal naboots om ook nuwe realiteite te vorm, om ook nuwe ideologieë uit van hierdie goed gevorm word. So die stelling vra van 'n hermeneutiek van geweld vra van ons om nie net objektief te beskryf of teoreties te probeer definieer nie, maar dat ons in gesprek tree met die maniere waarop geweld sigself wys en ontglip. Geweld word as 'n deelnemer in die gesprek, 'n stem wat ons help om 'n nuwer en dieper betekenis te ontdek. So ek wil graag vir ons 'n voorbeeld doen hiervan en kom ons kyk en ek gaan spesifiek stilstaan by 'n Psalm. So om net so ietsie van die dialoog gesprek met van geweldsteks aan te dui. Nou tipies wat ons besig is met geweldstekste binne in die Psalms kry jy tipies drie groepe van geweldstekste. Jy kry tipies strukturele geweld wat spesifiek op 'n gemeenskap of 'n fisiese manier is, sielkundige geweld wat baie emosioneel is natuurlik, en dan kry jy natuurlik wat baie bekend is en wat meeste mense meer grootliks oorworstel ook, onder andere byvoorbeeld is so iets soos die vloekpsalms of in Engels noem hulle dit ook die imprecatory psalms.
Ek het vir julle uitgelig dat Bruggeman verwys daarna, hy het altyd daarna verwys as emosionele lament, en ek hou nogal van dit ook as 'n definisie. So, wanneer ons besig is met die psalms, net gou weer so vinnige oorsig vir die wat bietjie lanklaas in die psalms geblaai het. Julle sal onthou dat die psalms bestaan uit 5 boeke, en ons gaan besig wees met Psalm 137 vir so kort rukkie, en dit lê in boek 5, as mens deesdae baie van die navorsers soos Nancy de Clasie-Walford lees, en jy tipe van 'n verhaal koppel of 'n metanarratief probeer koppel aan die psalms. Ek moet maar versigtig wees vir so metanarratief noodwendig, maar dan sal boek 1 iets van die Davidiese koninkryk verduidelik, boek 2 die skering van die ryk, of die begin van die skering en die monargie, en dan boek 3 is die skering van die ryk in die Noord- en Suidryk, en dan die Babyloniese ballingskap. Daarom kry jy al hierdie vreeslike geweld in boek 2 en 3, ook veral, en eindig boek 3 ook met Psalm 88 en 89, wat daar die lamente is, wat die idee gee van hooploosheid. Dan kry jy, as die mense nou in ballingskap sou sit, gedagte, dan kry jy boek 4, wat die koningspsalms is, wat weer God op die troon plaas, as die aardse koning gefaal het, dan is dit weer tyd om God te herstel op sy troon, en weer te sê wie is eintlik die koning van Israel. En dan kom boek 5 van Psalm 107, wat dan tipies gedagtes van naballingskap toon, met gedagtes van herstel, restaurasie, gedagtes van 'n nuwe koning, soos 'n nuwe Dawid Revivus soort van. En jy sien dit dan ook in Psalm 107 wat soort van die inleiding is, dan 108 of 10 wat hierdie Davidiese trilogie is, 111 en 12 wat die tweelingpsalms is, wat weer 'n tipe van 'n Torah psalms is, dan 113 tot 118 wat die Egiptiese halal is, wat die volk ook herinner aan hoe God gesorg het, ook in die tyd van Egipte. Dan 119 wat weer Torah is, ons fokus op hoe die weg nou moet lyk, loop op die pad van die Here, ook nou as jy weer terugdraai na die Here. Dan hier van 120 af en op natuurlik met die pelgrimspsalms, en dan kry jy 137 wat hierdie vreeslike kwaai emosionele lament is, en dan 138 weer 'n Davidiese groep, en dan eindig dit hier met 145 tot die einde met Adialal, die lof. So die hele gedagte van restaurasie wat agter lê. So as ons daardie storie ook al in ons agterkop het, kom ons draai gou na die teks toe. Kom ons lees Psalm 137 vinnig saam aan die riviere van Babel, dit is die 2020 vertaling. Daar het ons gesit en gehuil wanneer ons aan Sion dink, aan die rivierwilgers in daardie land het ons liere opgehang, want daar het die wat ons gevange geneem het vir ons die woorde van 'n lied gevra. Hulle wat ons weggevoer het van die vreugde verwag, sing vir ons een van die Sionsliedere. Hoe kan ons 'n lied van die Here sing op vreemde grond? As ek jou vergeet, Jerusalem, mag my regterhand dan vergeet hoe om te speel, mag my tong aan my vir die hemel te kleef, as ek jou nie onthou nie, as ek Jerusalem nie my heel grootste vreugde maak nie. Here, onthou die Edomite oor die dag van Jerusalem, hulle wat gesê het, stroop haar tot op die fondamente. Dogter van Babel, gedoem tot verwoesting, gelukkig is een wat jou dade vergeld, wat jy ons aangedoen het, gelukkig die een wat jou kinders gryp en verplette teen 'n rotswand. So as ons praat dan nou spesifiek oor hierdie psalm, en ons vat hierdie punte van hermeneutiek van die dialoog, dan sal ek hierdie volgende interpretasie, ek gaan dit vir julle lees, ek het dit nou neergeskryf vir myself. In die psalm sien ons dikwels hoe geweld beskryf word, en die vyand word aangeval, gebiede wat vernietig word, ons het reeds daardie gesien, maar wanneer ons spesifiek besig is met 'n dialogiese analitiese benadering, so ons moet vra wat sê die psalm oor geweld nie, maar moet ons eerder vra, hoe praat geweld self deur die psalm? En ons het, as ons die woorde van die psalm in ons kop het, dan kan ons hoor, daar's 'n paar tekste wat praat oor hoe geweld gekommunikeer word vanuit hierdie psalm. Met ander woorde, die woorde van die psalm gee 'n venster waar geweld as krag sigself wys. Dit ontbloot angs, rou, woede, vergelding. Geweld word nie net 'n onderwerp nie, maar 'n stem
wat die taal van die Psalm vorm. In Psalm 137 vers 9 byvoorbeeld, word geweld so grafies beskryf dat dit skokkend bly. 'n dialogiese analise se vra, hoekom laat die teks self die geweld so brutaal deurklink, maar watter betekenis ontsnap ons as ons dit nie net afmaak as wreedheid nie? So dit is vir ons belangrik dat ons daai vraag vir onsself moet vra. Hoe hoor ons dit? So 'n hermeneutiese benadering help ons om te sien hoe die Psalm gebruik geweld dalk nie net om historiese situasie te beskryf nie, want dit is hier die Babiloniese agtergrond van die ballingskap, maar om menslike belewenis van pyn, wraak en magteloosheid en hoop te laat hoor. Geweld word so 'n middel tot openbaring, dit wys hoe diep menslike emosies en sosiale verhoudinge geskeur kan wees. Die onverstaanbare dimensie van geweld, die woede, die roep om vergelding bly doelbewus ontwykend en dwing ons tot herinterpretasie in hierdie teks. Wanneer ons 137 lees, sou 'n tradisionele lees kan sê, dis net 'n klaaglied oor ballingskap. Maar 'n dialooganalise vra, hoe praat geweld hier self? Wat openbaar die gewelddadige beeld oor menslike ervaring, oor trauma, oor die soeke na geregtigheid? Hier kry geweld 'n epistemologiese status. Dit help ons om verstaan hoe mense in ballingskap se pyn, verlies en rou 'n stem kry wat andersins onuitspreeklik sou gewees het. Wanneer ons die Psalm lees deur die lens van dialoog, behandel ons geweld nie net as 'n onderwerp van bespreking nie, ons luister hoe geweld self deur die tekste 'n stem kry en hoe dit woorde vorm, emosies struktureer en betekenis ontsnap. Mens kan dit nou verder vat en dieper ingaan en sê, kom ons vat een van die stemme wat ons hoor, en ons hoor een van die stemme is trauma. Dan kan ons sê, 137 is 'n klaaglied van die Judeërs. Dit bevat 'n rou, dit bevat herinnering, 'n rou oor Sion vers 1 tot 4, en 'n herinnering getrou te Jerusalem vers 5 tot 6, en dan natuurlik hierdie vloek teenoor die vyande in 7 tot 9. Geweld is nie net 'n tema nie, dit is die taal waarmee die Psalm sy emosie en betekenis dra. As ons dink aan hoe Bruggeman dit self. So by vers 1 tot 4, by die riviere van Babylon, waar hulle gesit en geween het, geweld praat hier as trauma. Die stilte en trane is nie net emosioneel nie, dit is die nawerking van geweld wat 'n volk uit sy land geruk het. Die vyande vra vir liedere, 'n dwingende vernedering, geweld kry 'n stem in die spanning tussen rou en die onmoontlikheid en vrolikheid om te kan sing. Hier praat geweld deur die onuitspreeklike, die breek die gewone praktyke van aanbidding en identiteit af. Vers 5 tot 6, as ek jou vergeet, Jerusalem, kan hierdie woorde in 'n dialogiese gesprek hoor dat hierdie gelofte wys hoe geweld 'n herinneringspraktyk skep. Die trauma van ballingskap maak dat Jerusalem nie net 'n stad is nie, maar 'n simboliese kern van identiteit, stad wat vernietig was vir hulle. Geweld werk hier transformerend. Dit maak dat herinnering en trou intens emosioneel en liggaamlik geword het. Mag my regterhand vergeet om te speel, sê die teks. Geweld praat as 'n krag wat geheue en loyaliteit vorm. Vers 7 tot 9 sê, seën die een wat jou kinders teen die rots verbrysel. Hier is waarskynlik die mees skokkendste gedeelte natuurlik, en tipies die vloekgedeelte, wat 'n oproep tot brutale wraak is. Tradisioneel sou mens lees dat dit net as woede of oormatige geweldgeldigheid beskryf. Maar 'n dialogiese lees sê die teks laat geweld self praat. Dit is rou, onverwerkte trauma wat sy eie taal kry. Die beeld van kinders teen 'n rots is ondenkbaar en juis daarom wys dit hoe geweld betekenis ontglip. Dit kan nie net netjies verklaar word nie. Hier praat geweld as 'n stem van pyn wat buite morele en rasionele raamwerke beweeg. Dit wys vir ons hoe diep trauma in menslike gemeenskap kan verwoes en hoe geweld nuwe geweld oproep. So 'n dialogiese analise van 137. Geweld is nie net 'n onderwerp nie. Dit vorm die struktuur, die emosies en die taal van die Psalm. Geweld praat deur stilte, trane, geheue en selfs deur die wrede beeld van vergelding. Dit wys vir ons dat geweld nie net 'n einde is nie, maar 'n epistemologiese bron. Om te onthul hoe trauma, herinnering en identiteit in ballingskap gevorm word.
Hierdie lees beteken dus dat Psalm 130 gee vir ons nie net 'n morele handleiding oor geweld nie, maar laat geweld self praat, sodat ons kan sien hoe dit mense se wêreld te verstaan van God kan vorm. Ek dink dit is waar ek dit gaan los vir nou. So as ons net so vinnig vir ons saamvat, het ons gehoor waar geweld deur die eeue vanuit gepraat is, hoe daaroor geweld gepraat is, hoe geweld gebruik is. Ons het 'n paar rooi ligte gehoor, wat ons sê ons moet versigtig teen wees. Ons het gekyk na 'n moontlike definisie, maar meer oor wat is die goed wat ons nou moet wat uitgelig word wanneer ons oor geweld moet praat, byvoorbeeld die taal, die kommunikatiwiteit, die retoriek, die ideologie daarvan. Ons het vir onsself gesê wat is konstruktiewe, betekenisvolle maniere om oor geweld te praat vir wanneer ons besig is in 'n gemeenskap of in 'n kerk. Ons het vir onsself vinnig ook gesê wat is die maniere van hoe ons 'n teks kan benader en dat ons nie net passief nie, maar dat ons aktief moet vra en ook eties eerlik moet wees met die teks. En ons het vir onsself gesê vanaand is 'n hermetiek van geweld dalk 'n manier om te sê dit is 'n gesprek om 'n dialoog te tree saam met geweld, om te hoor wat die teks kommunikeer en te sê in daardie dialoog en op so 'n manier 'n dieper betekenis ook te kry en ook te hoor wat hierdie teks met my en jou kommunikeer, ook vanuit die persoon wat dit vertel, maar ook oor God en van God en wat dit vir ons ook help om te verstaan wanneer ons besig is om oor geweld te praat wat nie vir ons 'n vreemde ding is nie. Dis 'n alledaagse ding en geweld is moeilik en daarom kan ons dit nie net los nie. Ons kan dit nie net ignoreer nie. Ons moet tyd maak met geweld en denke oor geweld. Geliefdes, ek dink ek gaan dit daar laat. Kom ek stop sharing. Dan kan ek julle ook sien. Daar's hy. Lodewyk, baie dankie. Joe, jy het ons nou omtrent aan die dink gesit. So kom ons hoor, is daar enige vrae vir Lodewyk? Want wat opmerking wil maak, 'n bydrae, jy is welkom. Nou is ons met stilte geslaan. Ek sal die kragpunt wat ek gedeel het ek gesê, het ek vir Leon gegee, so hy sal dit ook aan deel vir mense wat dit nodig het. Hierdie laaste gedeelte, die analise van 137 is ek mee besig, en ons sal julle dalk in 'n artikelvorm bietjie later kry. So wees net nog so bietjie geduldig met my, maar hierdie so die buitelyne van 'n produk wat op pad is. Dankie Lodewyk. Ons gaan nou môre die video aflaai en mooi maak en dan gaan ons hom oplaai op ons Didasco platform op YouTube en gewoonlik plaas ons ook die PowerPoint saam met die video daar, so as iemand dit wil aflaai, gee ons net so 'n dag of wat kans dat ons net die video môre aflaai en hom bietjie mooi maak, dan sal ons hom opsit. Ja, jy het ons bietjie aan die dink gesit. Dit is nie, ek hou van die naam wat jy aan die begin genoem het, emosionele psalms. Dus ek dink dit is 'n mooi beskrywing. Nee, ek het nou weer vanaand gehoor, pas op om nie te oppervlakkig met 'n teks om te gaan nie. Ons lees die teks en ons hoor wat daar staan en dan gaan jy aan, maar dis nie heeltemal so eenvoudig nie. Henko vra 'n vraag, is God self ook gewelddadig en is dit soms nodig? Lodewyk? Hy is die sistematiese teoloog, hy moet daai vraag self antwoord. Ja, weet jy, is God selfs gewelddadig? As we dink aan bepaalde tekste in die psalms, dan lyk dit partykeer nogal so, dat God self partykeer gewelddadig is, en ek dink as jy Thomas Romer se boekie lees, van die Dark God gedeelte, dan is dit nie noodwendig dalk gewelddadig nie, maar ook dalk iets van die misterie van God wat ons nie verstaan in die handelinge nie. Ek dink as mens sistematies of meer leergewys hieroor praat, Henko, sal jy vir my ook help om dieper daaroor te dink.
Maar ek sal met bepaalde tekste sal dit tog duidelik lyk asof daar tog tekste is wat lyk of God self gewelddadig kan optree of optree. Maar mens moet ook natuurlik die subjektiwiteit van die skrywer ook onthou. Van wat is die vraag nou weer, wat probeer hy daardeur kommunikeer? Wat is die stem van die geweld wat daar plaasvind? Wat probeer jy hoor vanuit die teks wat geskryf is oor daardie handeling? Om te hoor oor wat is die bepaalde boodskap wat die geweld kommunikeer, die stem van die geweld, as ons praat oor die dialogiese analise daarvan. So, Enko, ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie, maar Ja, ons gaan nou volgende jaar gaan ons nou vir Henko nooi dat hy 'n aanbieding doen, Ludwig, en dan kan jy moeilike vrae vir hom vra. So, mens moet altyd versigtig wees. Juanita, ek sien jou hand is op. Praat met ons. Sit net, daar's hy. Ja, ek wil ook net baie dankie sê, Lodewijk, is vir my baie lekker om na jou te luister. Ek het die eerste paar minute gemis, so ek hoop nie my vraag ja, is irrelevant daarom nie. Ja, ek kom maar bietjie van 'n feministiese agtergrond, wanneer jy met geweld gepraat word en die een ding wat nie lekker by my gesit het nie, is rondom vir geweld 'n stem te gee. Maar ek sien iets baie interessant het gebeur toe jy dit wel doen in jou analise van Psalm 137. En dit is dat geweld toe uiteindelik ja, 'n menslike stem kry. Ja, ek het sommer net gewonder rondom die feministiese benadering. Sal ons ook praat van ja, wanneer mens geweld as alledaags en as eintlik, jy weet, noodsaaklik beskou, dat dit dalk dit is 'n onreg. En soos mens praat ook oor verkrachtingskultuur, dit eintlik as ja, as vanselfsprekend aanvaar. Ja, so ek het dit 'n bietjie, dit is die ongemak wat ek net gevoel het rondom dit. ja. Maar wat ek nou wel hoor, wat interessant is, want ek dink ook altyd in geweld is die objektivering van die ander. Wanneer ons nie 'n stem gee aan die ander nie. En eintlik wanneer jy in dialoog tree dan met geweld, eintlik word geweld vermenslik dan. En sien ons die emosie daar agter raak en sien ons die verlies daar agter raak. So dit is vir my, ja, dit is vir my net interessant dat ek ja, die stem wat ek by geweld gehoor het was toe nie die stem wat sê dit is noodsaaklik nie. Ja, so ek het my net bietjie gewonder rondom dit. Ja, so baie dankie Anita. Weet jy, dit is definitief, ek is nogal opgewonde oor die feit dat dit jou ongemaklik laat voel. In die sin van dat wanneer ons besig is met hierdie tekste en ons met dit worstel, dink ek mens moet ongemaklik voel. Ek dink nie mens kan anderster as om ongemaklik te moet voel nie, want dit is ook 'n leersame proses om meer en moeiliker en dieper vrae te vra. En hoe meer vrae jy gaan vra, hoe meer vrae gaan jy nog vra en waarskynlik minder antwoorde kry, maar dit is maar deel van die proses, ja, en ek is dankbaar om te hoor dat jy ook 'n ander stem gehoor het, ja. So, ek dink dit is een van die belangrikste dele, wanneer ook mens praat oor bepaalde geweldshandelinge teenoor bepaalde mense, dat wanneer trauma het ook 'n stem nodig, nê. Trauma moet geverbaliseer word, wanneer 'n mens besig is met behandeling. En op 'n bepaalde manier is lament ook 'n manier dan nou in hierdie teks is nou wat 'n lament is nou gebruik om in daardie trauma ook vir iemand woorde te gee wat dalk nie woorde gehad het om oor geweld te praat nie. So ek hoop dit is 'n bietjie dalk 'n ander perspektief, nie om 'n stem te gee aan geweld in die sin van soos wat jy nou genoem het om te oordonder of te bevestig nie, maar om 'n stem te gee om te verstaan. Dit is so belangrik om in daardie gesprek te gaan met die teks. Ek dink dit is een van die wonderlike maniere waar lament gebruik kan word. Ek lees, as ons bevraag nou net oor die psalms praat, ek lees meeste van die psalms as na oorlogspsalms as
ekskuus nou kry ek net die Engelse woord, maar post-war rituals, of naoorlogse rituele, om met hulle trauma te worstel en te kommunikeer. En so baie van hierdie woorde, veral hierdie vloeke en goed, is juis daai emosionele lament, daai oor-emosie wat op 'n manier moet uitgedruk word en uit moet kom en uiting moet kry. So ek hoop Janita, dit help jou so ietsie. As jy meer vra het of 'n bietjie op 'n ander manier gesprek voer hieroor, as jy altyd welkom om saam te praat. Maar dankie vir jou bydrae. Dankie. Ek hoop dit antwoord jou vraag. Goed. Dankie Jonita. Nog opmerkings van iemand? Niemand? Kom maar. Ja, wat sê Leon, ek kan nou so vir 'n laaste opmerking doen, wat natuurlik altyd interessant is van die veral van die vloekpsalms, is dat in die meeste gevalle word die handeling van geweld oorgelaat aan God, nê. Nee. Die persoon soek die geweldshandeling en soek die vloek, maar op die einde word dit in die hande van die Here gelaat, jy weet. En ja, mag dit ook op 'n manier 'n boodskap wees dalk vir ons. Wel, dalk 'n goeie les om te leer veral in hierdie land van ons. Ja. Noordwyk, ek sê vir jou baie dankie. Ek waardeer jou moeite wat jy gedoen het vir vanaand en jou aanbieding. Ons het nou ons hierdie opname gemaak. Ons sal hom uitsit sodra hy reg is. Ek het ook in die chatgroepie het ek die kode gegee. As jy VBO-punte wil hê, dan stuur jy vir my die woord Didasco met die syfers 372327 na Leon by NGKVS en dan sal ek sorg dat jy jou VBO-punte kry. Ons het besluit om die kodes 'n bietjie anders te maak. Daai kode is dieselfde kode waarmee hierdie VBO geleentheid geregistreer is. So dis sy registrasiekode, Didasco 372327. En daarmee sê ek vir elkeen vir julle baie dankie. Dankie dat julle ingeskakel het. Ek hoop dit was vir die moeite werd. Volgende week die 9de, dan het ons vir Louis Jonker aan die woord, die laaste van hierdie reeks oor hermeneutiek. Kobus Hamman gaan volgende week julle gasheer wees. Ek moet dan op 'n ander plek aanbieding gaan doen. Lekker aand vir elkeen, lekker slaap, goeie nag.